Goeiedag, lieve luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag om saam met u te kan kommunikeer rondom die woord van die Here Jesus Christus. Die Here is groot, die Here is wonderbaar, ons God is heilig en is magtig. Hy is in staat om alles te kan doen vir ons. Vandag wil ek u graag vra dat u sal luister. Ek is vandag hier saam met ons juffrou Koopman, al die pad ook uit Saldanha in ons klein Weskus dorpie daar. En ek glo en vertrou dat sy vir julle sal optel vandag. Sy het 'n bemoediging vandag vir die vroue. Amen. En ek glo dat die Here vandag 'n wonderwerk gaan doen in u lewe. Ek wil u vra dat ons net gou ons oë sal sluit en die Here vertrou vir 'n mooi werk. Vader, ons dank u vanmôre, vandag vir u liefde, Here, vir u genade en vir u getrouheid, my Vader. Ons dank u, Here, dat u vir ons goed is, my God. Ons dank u, Here, vir elke luisteraar, elke kyker, my God, wat op hierdie program ingeskakel is. Ons bid, Hemelse Vader, dat u elke hart sal oopmaak, Here. Here, elke, my God, Hemelse Vader, gedagte sal oopmaak en elke oor sal oopmaak om die woord van u te ontvang, my Vader. Here, om u te aanvaar, my God, Here, om u liefde te ervaar, my God, in die magtige naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, dat u woord, Here, elke hart en siel sal opbou, my God. Hemelse Vader, waar daar die is wat moedeloos sit vandag, die wat, Hemelse Vader, teleurgestel sit vandag, Here, die wat seer het vandag, Here. Ek bid dat u, Hemelse Vader, deur hierdie bemoediging vandag wonderwerke sal verrig in die heilige naam van Jesus Christus. Met alle danksegging, my koning, trek ons so toe in die kosbare bloed, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Amen, lieve luisteraars. Die woord van die Here leer vir ons en hy sê, soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Ons moet ons aandag en ons fokus altyd deur op die koninkryk van die Here plaas. Die woord van God sê, ken my in al jou weë en hy sal ons paaie vir ons gelyk maak. Hy sê, hy sal vir ons 'n lig op ons pad wees en 'n lamp vir ons voete. Ek wil nou nie so te veel praat nie, maar ek het gekom vandag met 'n vrou wat die Here het haar ook diep uitgehaal. God het haar verlos, haar vry kom maak en sy baie ervare in die koninkryk van God. Die Here het wonders in haar lewe kom doen. Ons juffrou Koopman is 'n lieflike Godsvrou, 'n vrou wat die Here dien in gees en in waarheid. Ek wil vra dat julle tog aandagtig sal luister na die bemoedigings wat sy ook vir u sal gee as vroue wat vandag vandag by die huis sit, wat teleurgesteld is, wat dalk sit met 'n gedagte of 'n plan in u hart om 'n besigheid te begin. U sit dalk daar, moeder, en u wonder, hoe gaan u uit die stryd uitkom as u hierdie besigheid wil begin met dit en u het nie die kapitaal miskien nie, of u het nie die selfvertroue in u om te begin met die besigheid nie. Ek weet nie waarin u vandag sit nie, maar ek glo dat ons juffrou Koopman vandag vir u sterk kan bemoedig, sterk kan optel deur die woord van die Here en deur haar ervare wat die Here in haar lewe kom doen het, dat sy vandag ook kan sê, sy's 'n besigheidsvrou met dit wat sy doen. En God is vir haar getrou, God het vir haar deure oopgemaak, God het vir haar gewys wat hy kan doen, van die hand van die Here is kragtig en dit is magtig en dit breek deur op maniere wat ek en u nooit sal verstaan nie. So groot is die God wat ons dien. Ek wil net vra dat ons juffrou Koopman vandag, juffrou, dit is so lieflik om u hier te hê op hierdie program saam met ons. Dit is om 'n voorreg om vir u saam met ons hier te hê. Ek glo dat u vandag 'n mond vol het om saam met die kykers te gesels oor hoe groot ons God is en wat ons God vir u beteken en wat hy in u lewe kom doen het. Ek verstaan u is 'n besigheidsvrou, dat die Here vir u ook maar van onderaf opgelig het en so wonderbaar is die God wat ons dien. Ek wil u tog vra om die moeders vandag, vroue wat kyk, jong dames wat kyk vandag na hierdie program, dat u hulle sal bemoedig en vir hulle kan bewus maak van hoe werklikheid die God is wat ons dien. Hierdie Here Jesus Christus wat sy lewe opgeoffer het vir ek en vir u op die kruis van Golgotha. Meer as 2000 jaar gelede het hy dit gedoen. Deur hom staan u vandag waar u staan. Ons is nie meer waar ons was nie, ons is ook nie waar ons wil wees nie, maar die Here het ons deurgedra. Ek wil vir u vra om vandag hierdie volk te bemoedig, my vrou. Die Here seën u. Amen. Amen. Goeiemôre almal. Dis vanmôre met 'n eer en 'n voorreg om met julle vandag te kon deel en ek wil vir die Here alle eer gee en alle prys dat die Here dit moontlik gemaak het, dat ek vandag hier kon gewees het in die studio en selfslik Pastor Bester en sy eggenote, Suster Bester, ek wil vir hulle sê baie dankie. Ek besef dit is 'n geleentheid en dit is 'n platform wat die Here geskep het, sodat ek vanmôre daardie voorreg het om vanmôre met elke mama, ons jong mense te kan praat. Dalk sit u in 'n
put van mismoedigheid. U sit in 'n put van teleurstelling. Yes. Maar my bemoediging vanmôre vir u is, daar's 'n skrif waar die woord van die Here sê dat steun nie op jou eie insig nie, Yes. maar vertrou op die Here met jou hele hart. Yes, Lord. As die woord van die Here praat met jou hele hart, dan bedoel die woord van met jou hele hart. Jou hart, siel, verstand, gees, alles Yes. moet jy in die Here plaas. Ek dink dat dit was een van die skrifte. Ek gaan gou met julle gou so 'n bietjie deel. Ek gaan nie lank wees, ek kan baie lank wees, maar ek gaan nie lank wees nie. Ek dink ek was jonk en ek het net 21 geword. En een van die leerders offer toe op, hy gaan vir my 'n key maak. En die key het toe nooit na vore gekom nie en elke keer saans as ek by die huis kom, dan wil die suster by wie geloseer het, dan wil sy weet, het die leraar al vir jou gelaat weet van die key wat nou al klaar gemaak is? Dan sê ek nee, dan sê sy jy moet bel en uitvind. Dan bel ek en ek vind uit, maar dan sê hy vir my, nee, die key staan nie, ek hoef hom te worry nie. En weet jy, en later aan toe begin word ek bekommer. Yes. En ek praat met die Here, ek sê, Here, u gaan my nie in die steek laat nie. En terwyl ek met die Here praat, sê die Here vir my, steun nie op die arm van vlees nie, maar vertrou op my met jou hele hart. En net dat toe besef ek, Here, maar ek moet my vertroue in die Here plaas. Yes. En jy weet, ek het dit net daar gelos. En die aand toe nou met my 21ste verjaarsdag, het gebegin en aangegaan, dit was 'n reuse sukses met die hulp en die krag van die Here. En ek dink dat ek het sonder 'n pa groot geword, Yes. met 'n ma by 'n ma groot geword op die ouderdom van 4 jaar oud. Het my ma en my pa uit mekaar gesepareer en eintlik is ek van die Noord-Kaap, jammer om te sê, nee, gebore daar, maar opgegroei in die Wes-Kaap. Yes. En so, dit is net 'n klipgooi hier vandaan aan die strand. En ek dink dat my ma het betrokke geraak met 'n verhouding, 'n man wat baie gedrink het, en ek kan nie self dink dat op die ouderdom van 4 na 5 toe, word jy blootgestel as kind in so 'n lewe wat jy nie waaraan jy nie van gewoond is nie. En so het ons lewe aangegaan en dit was net 'n de mekaar spel. En ek dink ek gaan kort wees, nee, en ek gaan kap van my getuienis, want dit is verskriklik lank. En ek dink dit wat die Here vir my gedoen het is baie. David sê ek wil nog vertel, maar dan vind ek dit is te veel. Yes. Nou dit is wat vanoggend nou met my gaan gebeur. So ek gaan kap van my getuienis. En ek dink dat op die ouderdom 12 jaar oud, toe maak ek 'n ontmoeting met Jesus, ek neem die Here in my lewe. En soms dink 'n mens, wanneer jy die Here in jou lewe aanneem, dit gaan rooskleurig, of alles dit gaan net mooi wees, en alles gaan in plek val. Ja, dit gebeur soms, maar ons ken nie die plan van die Here nie. Daar is soms wanneer die Here mense moet om 'n vuur neem, en soms vat hy mense oor 'n vuur, en soms vat hy weer mense deur 'n vuur, van hy weet vir wie kon hy deur die vuur vat. Yes. En ek dink ek was nog so jong, maar die Here het my deur die vuur gevat. En vanoggend kan ek met dankbaarheid sê, alle eer kom vanmôre die Here toe. Ja. Dit waar die Here my gevat het. En ek dink my lewe was baie op en af. Ek het nou soos ek gesê het, ek gaan probeer om kort te maak, en gaan my getuienis baie kort kap, né? En ek vertrou die Here op 'n volgende geleentheid. Gaan die Here dit weer vir my moontlik maak. Yes. En ek dink dat ek het nie 'n vaste woonplek gehad nie. Ek het nie 'n vaste plek gehad waar ek nou regtig my voete kon gevind het nie. Want dan is dit by die een persoon, dan by die ander persoon. My lewe was heeltemal op en af as gevolg die omstandighede waar ek gebly het. By my ma en aan die stiefpa wat baie gedrink het. My ma was nie drinker nie. Stiefpa het al geleer drink. En so was my lewe maar baie op en af, verwyte, verstote, maar ek is daar deur. Yes. En jy weet, ek het so geswerf tot en met ek al 'n jong meisie was. Maar ek het die Here beloof, ek gaan vas aan die Here en gaan die Here dien. Amen. En jy weet, en die Here het vir my so wonderlik deurgekom, van ek kan sê, daar was nog nie een dag dat die Here vir my sonder 'n werk gelaat sit het nie. Ek was altyd in 'n werk in. En ek dink dat op 23
ontmoet ek toe nou my man met wie ek nog getroud is. Okay, voor my man was, ons mos jong en ons het ook mos soos in verhoudings uit en in, maar 'n verhouding sonder die Here is altyd 'n mislukking. En daarom as ons is so belangrik vir ons as jong mense wanneer ons Jesus in die lewe het en Jesus gevind het, dan moet ons volgens sy woord en ons moet volg en ons kan nie net dinge doen nie, ons moet vir hom vra en glo met die Here gaan met u praat, hy gaan met u praat, hy gaan vir u wys of dit so moet wees en of dit nie so moet wees nie, verstaan tog. Ek dink dat pas ek was 14 jaar oud en daar was nie 'n belangstelling in 'n kerel nie en my swaar kry 'n droom en hy kom gee vir my die droom af, hy sê vir my dat die Here gee vir my 'n droom, 'n jong man kom vra vir my vir 'n verhouding, maar die Here sê vir my en vir my sê hy is nie die regte persoon nie. En ek dink Here, maar ek neem aan en ek dink by myself, Here, maar ek stel nie belang in kerels nie en daar's niks. En weet u wat? Na 4 jaar, toe stap hierdie jong man in my lewe in. En soos ons jong mense mos weet, nee, as jy mos nou 'n kerel het, dan is jy verlief. Soos hulle sê, die groot mense sê liefde maak blind. En jy is net verlief en so het ek nou vergeet van die droom wat my swaar vir my tyd af vergeet 4 jaar terug. En weet jy, en ons het uitgegaan, hy was gelowig en ek wil iets sê as 'n verhouding nie in die plan of volgens die plan van die Here is nie, dan gaan alles misluk. Dit gaan verkeerd. Alles gaan verkeerd loop. Glo my vry. En weet u wat? En die jongman stap in my lewe. En weet u, terwyl hy in my lewe stap, het ons 'n verhouding van 3 jaar. Ons het 3 jaar uitgegaan en ons ken mos hoe die ou mense baie streng. En ons het gebly by die perke. 'n pragtige verhouding en in die 3de jaar toe is die seisoen, toe is ons seisoen van ons verhouding, toe is dit soos in die Here het gevind, die Here vind dit is klaar, die seisoen van ons verhouding is verby. En ons het opgebreek met die verhouding en weet jy nee, as jy 'n verhouding met die Here het nee, dan is die pragtigste ding wat jy kan hê om 'n verhouding met die Here te hê. Van alles wat jy vir hom vra en alles wat jy met hom deel, hy respond, die Here respond, hy kom terug met jou, hy kommunikeer met jou. En jy weet, daar was tye wanneer toe ek ook ongehoorsaam was, maar dan kom ek weer tot by myself, dan moet ek in vasting gaan en bely voor die Here, om weer die band tussen my en die Here weer te kry, van ek kon gevoel het toe ek in die verhouding is, toe voel het ek skep die Here letterlik af. Ek het die Here baie afgeskep en ek kon gevoel het in my geestelike lewe was daar 'n groot daling. En weet jy, en na ons toe nog geëindig het met die verhouding, het ons vriende gebly en ek sal nou vir julle sê net, toe ons einde maak, ek het gegaan met die motief om vir hom te sê, ek voel dit is verby. En hy kom met dieselfde motief om vir my te sê, dit is ook verby. En kyk die timing van die Here. Kyk die timing van die Here. En die Here het so gebeswerkstel dat niemand van ons seer gekry het nie. Ek weet dat het vir my baie seer gekos, want hy was my eerste kerel, maar ek moes, let's go. En jy weet, en ons het aangegaan en na dit, so ek kan nog nie sê, nog nie 'n jaar nie, na 'n jaar, toe ontmoet ek weer iemand, ook 'n gelowige, ook weer in 'n verhouding, en ek het nie gevra vir die Here nie, weer in 'n verhouding, ook weer 3 jaar, en ek het vir myself gesê, Here, dan kan ek maar gebly by die eerste een as by die tweede, en van die tweede een is dan nou nog erger, maar min het ek geweet, dit is 'n leerskool, waarin die Here my geplaas het, ek moet leer, die moeds en die moenies, en my verhouding met die Here, en weet jy, en met verloop van jare, het ek gewerk, sê ook 'n klip gooi net hier vandaan, by Gans Foods. En daar het ek gewerk en ek het my man geontmoet en weet jy, voor ek my man ontmoet, gebeur dit, ek kom een oggend by my werk, ek kom laat aan en ek kom laat by die werk aan en terwyl ek daar sit, sê die Gees van die Here vir my, neem 'n papier en neem 'n pen en skryf op by wie almal jy nou al gebly het. En ek neem die pen en ek neem die papier en ek skryf. En soos ek skryf, kom die name en dit kom en ek skryf en ek merk af. En toe ek kom by 40, in 13 jaar het ek by 40 verskillende mense gewoon. En terwyl ek daar sit, sê die stem van die Here vir my, dis die laaste. Vir 40 jaar
het die Israeliete deur die woestyn gegaan vir 40 maande. 40 dae, verskondig, vir 40 dae het die Israeliete deur die woestyn gegaan. En dit was die laaste. En die Here sê vir my, die 40ste gaan die laaste wees. Na dit gaan jy jou man het, ek het vir die Here gesê, Here, die dag is ek, as u vir my 'n man gee, dan moet dit 'n man wees wat die Here dien, en ons moet saam die Here dien. Yes. En ek het vir die Here gesê dat, die Here moet vir my 'n huis gee. Ek wil my eie huis hê. Ja. En weet jy, terwyl ek daar sit, toe sê die stem van die Here vir my, dat is jou laaste trek, jy gaan nie weer trek nie. Daar gaan nie weer 41 wees nie. Jy gaan jou man ontmoet, jy gaan in jou eie huis intrek, en jy gaan nooit weer hoef om in die ronde te swerf nie. Ja. En jy weet, en ek vertel vir my kollegas, en hulle lag, en van hulle het geweet, as wanneer ek moet trek. En wat so mooi is, as ek moet trek, dan wys die Here, dan gee die Here drome. En weet jy, dis hoe my lewe was. En weet jy, en terwyl ek vir hulle sê, wat sê die stem van die Here vir my, wat gaan gebeur? Yes. 3 maande daarna, toe ontmoet ek my man. Amen. En jy weet nee, ek was nog in 'n verhouding, in die tweede verhouding, toe ek nog my man ontmoet. Maar weet jy wat gebeur? Kyk die plan van die Here. Terwyl ek een naweek deur gaan, my man het gewoon in Bellville. Ek gaan toe die naweek deur Bellville toe en omdat sy suster my uitgenooi het. Maar kyk die plan van die Here. En jy weet, terwyl ek daar kom vir die naweek, sê vir my, hy wil my graag sê, my man vir my, hy wil my graag sien, en ek dink, Here, wat wil die man nou weer sê, van hy was baie streng, my man was verskriklik baie streng, omdat hy 'n takleier was. En ek ondersoek my toen, onmiddellik ondersoek ek myself, en ek vra, Here, wat ek nou weer verkeerd gemaakt, of wat het ek verkeerd gedoen, wys. Yes. En weet jy, terwyl ek met die Here redeneer, kom die Here en ek kry 'n slaap, ek kry net 'n geweldige vaak, ek moet gaan slaap. Ek gaan toe kamer toe, ek vra toe vir, wat nou my skoonma is, ek vra toe vaak, is het moontlik, kan ek net gou my kopie net 'n bietjie neer gaan sit. Sy sê vir my, nee, enige tyd. Ek is toe in kamer toe, weet jy, toe my kop gaan neersit. Onmiddellik toe sê die stem van die Here vir my man, wat nou my man is, gaan vir my vra vir 'n verhouding. En ek is uit, dit voel soos letterlik iemand ruk my daar uit hy slaap uit. Yes. En ek sit reg op, ek sê, Here, nee, nie dit nie. Want nou dink ek sit nou in 'n verhouding, en nou vra, wat 'n antwoord gee ek vir die man? En die Here sê vir my, mense kry tog net 'n verhouding met die Here, neem Jesus in julle lewe. Ons jong mense kry die Here in julle lewe. Yes. En terwyl ek daar sit, sê die stem van die Here vir my, ek moet vir hom die antwoord gee. Yes. Ek gaan nie sê ja nie, en ek gaan ook nie sê nee nie. Die beste is, kom ons raadpleeg die Here, en laat die Here self openbaar, of dit so moet wees. En jy weet, terwyl ek toe, staan toe op, en ek gaan toe voorkamer toe, en net 'n tyd daarna kom my man en hy roep my, en hy vra toe vir my, kan hy gou vir my sien? Ons is toe in 'n kamer, en hy vra toe vir sy ma, sy doen nie eens reg. En hy sê toe vir my, weet jy, ek weet nie hoe om te begin nie. Toe hy vir my dit sê, toe weet ek, dit is wat die Here nou vir my gesê het. Ja. En ek sê vir hom die woorde, ek sê vir hom, weet jy, die Here het nou vir my gesê, ek weet wat jy wil sê. Hy sê, maar nog steeds is dit my plig as man om het vir jou te sê. En jy weet, en terwyl hy vir my vra, hy wil vir my graag vra vir 'n verhouding, sê ek vir hom, ek sê vir hom presies die woorde wat die Here vir my gesê het, ek sê nie nee nie, en ek gaan ook nie ja sê nie. Die beste is, kom ons raadpleeg die Here, en ons kyk wat sê die Here. Yes. En in dieselfde maand, toe in dieselfde week, het ons nagmaal, en dan kom alle takke by mekaar, en daar is die eerste keer wanneer ons nou altyd mekaar sal sien, of nou so net wanneer nagmaaltye is. En weet jy, in die week van die nagmaal, gaan ons toe besluit, ons gaan in vasting en gebed, en ons gaan die Here vertrou, wat die Here se plan is. En terwyl ons 3 dae neem, en ons gaan in vasting en gebed, en die 3de dag, soos die Vrydag, ons het die Woensdag, die Donderdag en die Vrydag, so die Vrydag, die 3de dag, verloor ek die bus en ek stap toe daar van Somerset Robots af Gans Foods toe, winkel toe, na my werk toe. En ek kom by die werk en ek gaan sit, ek sê, Here, ek raak bekommerd, want Sondag is dit nagmaal, en my man, en hy gaan nou vir my vra, of ek enige bevestigings het, en ek weet, Here, my gawe is droom. En hy sê vir my,
En ek sê toe vir hom, en nou sê ek vir die Here, maar ek het nog niks vir my gesê nie, wat? Gegee nie, wat? Hoe nou, wat sê ek vir die man? En weet jy, ek kom in die winkel, en toe ek by die winkel se deur instap, toe wag my kollega vir my agter die deur, en sy sê vir my, ek het 'n droom gekry. Toe sê vir my, sy het 'n droom gekry. Toe sê ek, Here, dankie, toe sê die Heilige Gees vir my, dis jou saak. En weet jy, presies hoe sy die droom gekry het, net so het die droom in vervulling gekom, en dis hoe ek en my man mekaar geontmoet het in die Here. En ek dank die Here, en ek dink dat, wanneer 'n mens so kort getroud is, nee, dan, gaan dit maar moeilik. En vir alles 'n man alleen werk en daar is 'n huis gekoop en daar is kinders involved. En weet in die dag, ek wil graag vir u vertel net hoe het ek uitgekom. Ek doen naaldwerk nee van my huis af en ja, ek ran 'n besigheid, 'n klein besigheidjie, maar alles in die plan van die Here. En terwyl ek die oggend sit, my man werk toe alleen en sit sê Here, ek wil graag iets doen, ek wil my man help. En terwyl ek sit, drop die Here iets in my gees in. En die Gees van die Here gee vir my deur naaldwerk. Ek sê Here, naaldwerk. Ek het nog nooit naaldwerk gedoen nie. En ek is die een vir naaldwerkie. En jy weet, en terwyl my man net die werk het kom, sê ek vir hom, wat sê die Here vir my? En ek gaan toe winkel, hy sê toe vir my, maar kom ons gaan en ons gaan kyk by Loos of ons 'n naaimasjien kan kry nie. Ons het nie geld nie, daar is nie geld om 'n naaimasjien te koop nie. En ons gaan toe, ons kom by Loos sê toe, nee maar daar is credit, ons kan credit kry. En ek vat die naaimasjien, ek neem die naaimasjien, ek vat het toe huis toe en ek speel toe met die masjien en ek bid toe en ek sê, Here, u moet vir my die wysheid gee. U het gesê, naaldwerk. Maar nou moet u vir my die wysheid gee, hoe om met hierdie masjien te werk. En weet jy, toe ek die masjien onder knie kry, toe kon ek daar het klein begin. En die Here het ons deurgekom. Ek het begin met gordyne en met bedspreads en ek en my man in dieselfde tyd het ek en my man vir die Here ook gewerk, evangelisasiewerke gedoen. En die mense op die plaas vir ons gehelp verkoop en so kon ons ekstra inkomste verdien het. En dit is waar die Here my waar ek begin het in die Here en waar die Here my tot nou toe gevat het. En vandag staan ek as 'n mamma van 4 dogters getroud, 5 kleinkinders, ja, en dit is wie ek is, en so ja, ek wil vandag ons jong mense bemoedig, ons mamas bemoedig, as u vanmôre baie neerslagtig voel, ga na die Here toe. Yes, Lord. Maak dit jou eerste prioriteit, kry Jesus lief, en doen wat die Here sê, en vra vir hom, hy sal vir u gee. Die Bybel sê ons het nog niks in sy naam gevra nie, tot hiertoe het ons nog niks gevra nie, so vra vir die Here, en ek glo dat, om 'n sukses te bekom of te behaal, is alles in die Here. So dit begin alles by Jesus. So baie dankie kykers en baie dankie en sit die geloof in die Here. Yes, Lord. En die vertroue in die Here. Moenie op die arm van vlees steun nie, maar steun op die Here met jou hele hart. Baie dankie. Amen, Juffrou Koopman. Ons dankie Here, prys die naam van die Here vir die bemoediging wat ons Juffrou Koopman gegee het en ek glo en vertrou dat God in u hart sal werk. Ek wil net vra dat ons oë sluit, dat Juffrou Koopman net vir ons 'n gebed sal doen en daarna sal ons vir u weer op 'n volgende keer sien. Vader, ons sê vanmiddag vir u baie dankie. Ons sê vir u dankie, Here, omdat ons weet u is in ons teenwoordigheid. Ons dank u omdat ons weet, Here, ons is hier ambassadeurs vir Christus en ons is hier, Here, om u mense op te tel. Here, dit is u skepsels, u handewerke, dit is u maaksels, Here, u het ons geskep. En ek wil vanmôre bid, Here, terwyl daar 'n bemoediging uitgegaan het, en selfs die woord wat ook sal uitgaan, dat dit mense sal bereik, Here, wat buite ons bereik is, Here Jesus. En dat die woord van die Here nooit ledig sal terugkeer nie, maar elkeen se harte sal bereik. Hele ontvanklike harte, Here, geopende harte, Here Jesus, en ontvanklike harte vir die woord. En ek sê vanmiddag vir u dankie, seën vanmiddag elke kyker, Here, en geef hulle nuwe moed en ywer en geef hulle daardie wilskrag, Here Jesus. Hulle wat in die laagte is, Here, tel hulle op, lig hulle op, bring hulle uit, Here, en lig hulle op soos die van 'n arend, Here, dat hulle hoogtes sal bereik en hoogtes sal sien. Ek bid dit in die naam van Jesus en ek sê vir die Here baie dankie. Dankie Jesus. Amen. Dankie Jesus.